Dis waar. Die Here werk ook met my in die laaste paar weke oor die boodskap. En op 'n punt het ek eintlik vir die Here gevra, okay, maar Here, is daar nie iets anders wat U my wil wys nie, want hierdie is nou oor en oor dieselfde ding. En dis asof die Here net vir my sê, so wat? Nee? So in dit wil ek voel as een of twee wat bemoediging nodig het, as jy in dieselfde seisoen vir julle ruk, dis fine. Dis fine. Die Here sal laat jy aanbeweeg in 'n ander seisoen en sodra jy reg is en geleer het wat jy moes. Amen? Amen. So, vanoggend praat ek met julle oor die goedheid van God. En toe ek dit kry, toe sê ek soos, yes, dit gaan lekker lig wees, dit gaan lekker, ons gaan jubel en juig van die goedheid van God. En toe kom wys die Here bietjie iets vir my wat meer gaan oor ons as gelowiges as oor sy goedheid. En sy goedheid verander nie, ons moet dit nou vasmaak, sy goedheid verander nie. Nie 'n oomblik nie, nie 'n plek nie, nie in mense nie, sy goedheid bly altyd dieselfde. Amen? Maar ons is baie onoplettend vir sy goedheid. En ja, so ek wil afskop en ek wil 'n stelling maak wat ons heeltyd na toe gaan terugkom, want dit gaan met alles invleuel wat ons vanoggend oor gaan praat. So die stelling is die volgende, as jy dit wil neerskryf, asseblief skryf dit neer. Jesus, jy hoef nie hoe by te skryf nie, dis net. Jesus was die manifestasie van die goedheid van God, in sy volste. Amen? Ek gaan net gewees sê. Jesus was die manifestasie van die volle goedheid van God, en hy het by ons kom loop. En toe ek die kry, toe ek soos, ek het nog nooit so daaraan gedink nie. Nie net, ons weet God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gestuur het, maar dat sy seun in die volheid van sy goedheid kan manifesteer onder ons, en saam met ons kan loop. En ek wil ons met die hele gedagte hou, as ons vanoggend luister en saam gesels, want die feit dat Jesus onder ons kom loop het, dis nie ek nie, dit was nie ek nie. Iemand se kar gaan af. Ek voel net so een van daai, as iemand in die stadion iets afkondig, meneer met jou nommerplaat, jou kar is voor iemand geparkeer. Maar Jesus was die volle manifestasie van die goedheid van God, en hy het saam met ons kom loop, nie omdat hy oulik is nie, omdat hy goedheid is. En God doen nie goeie goed nie, daar vloei goedheid van hom uit, want hy is goed. Amen? God is goed, dit is wie hy is, dis sy kern. En omdat die kern van God goedheid is, moet sy goedheid verander en bepaal hoe ons dink, hoe ons leef, wat ons sê, waartoe ons gaan. As dit nie doen nie, dan mis ons die punt. Want God is goedheid, hy doen nie goed nie, hy is goed. So ons perspektief rondom dit moet verander en gevorm word uit die feit dat God goedheid is en nie goed doen nie. Amen? Dis 'n juk. Is dit juk of juk? Juk. In die laaste paar weke praat die Here met my oor dit, en ons is baie onoplettend vir die goedheid van God. Omdat God goedheid is, en God alomteenwoordig is sy goedheid alomteenwoordig. Ek gaan dit weer sê, want ek weet nie of ons dit hoor vanoggend nie. Omdat God goedheid is, en God alomteenwoordig is, een is gelyk aan die ander een. God se goedheid is alom ons. In die blomme in die veld, in die mooi lig, en dit wat die deurbrake wat ons in ons lewens ervaar, die goedheid van God is oral. Maar ons is so onoplettend vir dit, dat ons dit mis.
En dan baie keer vind ons onsself in hierdie put. En ja, dis nie noodwendig ons skuld altyd dat ons in 'n put is nie, maar dis ons skuld baie keer as ons in die put bly. Want ons sien nie die goedheid van God nie. En ons kies nie om op dit te reageer nie, want die goedheid van God sonder reaksie is nutteloos. There's no two ways about it. As ek nie reageer op die goedheid van God nie, beteken dit vir my en die mense om my, niks. Nou, ek wil nie net hier kom staan en mooi goed sê nie. Ek wil jy ons 'n bietjie voor toe gaan. So as jy jou Bybel het, kan jy oopmaak by Lukas 24. Ons gaan redelik meerderheid van Lukas 24 deurgaan. En ek wil weer eens sê, soos ons hierdie lees, moet ons heeltyd weer in gedagte hou, Jesus is goedheid. Jesus is 'n manifestasie van die goedheid van God. Soos ons dit lees, wil ek hê ons moet insien, dat elke keer as Jesus verwys word, elke keer as hulle van Jesus praat, met Jesus praat hulle met die goedheid van God, hulle praat van die goedheid van God, en oor die goedheid van God. So kom ons begin, ek kan so lank opmaak by Lukas 24:11, en dit is waar Jesus klaar gekruisig was, en klaar begrawe was, en Maria en 'n paar ander vroue gaan na die graf toe om te kyk, want hierdie is nou dag 3. Jesus het gesê, op die derde dag gaan hy opstaan, en hy het. So hierdie is nou dag 3, en hulle is op pad graf toe om speserye en goed te bring. En interessantheid, ek het altyd gewonder hoekom speserye, maar speserye was blykbaar kultureel, as dit die regte woord is, baie significant in daai tyd. En hulle is op pad, en hulle sien die graf is leeg, en hulle sien die kleed van Jesus lê daar, en hulle sien, dink jy een van die ander evangelies lees jy, die mans was uitgepaas, of onbewusteloos. En hulle kom 2 engele te wat vir hulle sê, dit wat Jesus gesê het, hy gaan doen, dit wat die goedheid van God gesê het, hy gaan doen, het hy gedoen. Hy het gesê hy gaan opstaan, hy het opgestaan, dis hoekom hy nie meer is nie. En die engele sê vir hulle, gaan terug en vertel almal wat daar wag. Al die disippels, al die volgelinge, almal wat daar wag vir dit, gaan sê vir hulle, hy het opgestaan. Die goedheid van God het opgestaan en het sy belofte volhou. En hulle gaan en hulle vertel vir die disippels en almal wat gewag het, en hoor gou hier. Onthou, hulle het saam met die goedheid van God geloop. Hulle het saam met Jesus gewandel, onder sy lering gesit. En toe sê hulle, en hulle woorde het vir hulle na onsinnige praatjies gelyk, en hulle het nie geglo nie. Dit was klaar die eerste onoplettende aksie van die disippels en almal. Hulle het saam met die goedheid van God geloop, en hulle het dit gemis. Hulle was in die teenwoordigheid van die manifestasie van die goedheid van God, en hulle het nie geglo nie. Nou wat beteken dit regtig om te glo? Dis nie net hulle het fisies gesien hoe Jesus was daar, hulle het die goedheid gesien, en hulle het nog steeds nie geglo nie. So in dit gee dit my 'n bietjie hoop baie keer as ek val, want dis nie met ons nie, maar ons is nie veronderstel om dit mis te kyk nie, veral nie as God Immanuel is nie, God by ons en in ons. Jy sien, baie keer kan in hulle geval, baie keer kan en ons gaan dit nou weer sien, die goedheid van God kan jou in die gesig staar, en ons kyk deur dit, of verby dit. Ek gaan dit weer sê, want ek voel regtig vanoggend moet jy 'n paar goed insink, nie net met my nie, met ons elkeen, want ons is, as mens, kyk ons dit mis, konstant en aanhoudelik, dat ons kan die goedheid van God in die gesig staar en verby dit kyk. Nes Petrus op die water geloop het en die goedheid van God gesien het op die water, het hy verby dit gekyk na die storm toe. Terwyl Jesus die Heer van die storm was. Hy het verby dit gekyk ten spyte van die goedheid wat voor hom gestaan het. En net daarna lees ons in Lukas 24 van vers 13 tot 32. Ek het hierdie naam probeer uitspreek, ek het elke keer 'n ander uitspraak gekry. So ek gaan sê, daar was 2 mans op pad na 'n plek toe. Die Bybel sê wel, dis 8 myl van Jerusalem af, wat om en by 13 kilos weg van Jerusalem af is. So dis die plek waartoe hulle gaan, en hulle is op die pad,
En Jesus kom so agter hulle ingeslyp in die gesprek in en begin deel word van die gesprek en hulle praat saam en Jesus vra vir hulle wat gaan aan, hoekom, waar praat julle? En hulle sê vir Jesus, weet jy nie wat gebeur het in Jerusalem nie, weet jy nie van die man wat gekruisig was, wat hy sê hy was die seun van God nie, terwyl die seun van God saam met hulle stap en hulle kom net hier agter nie. En hulle is op pad na hierdie plek toe, en weer eens, die manifestasie van die goedheid van God het saam met hulle geloop en hulle het dit nie gesien nie. Daar is die tweede onoplettendheid, die tweede onoplettende aksie van hierdie twee mans, wat ons sien in dieselfde hoofstuk. En hulle stap en ek gaan hierdie sê voordat ons die skrif lees en dan gaan ons weer terugkom na dit toe. Hulle het eers gesien wie hy was. Hulle het eers gesien Jesus het saam met hulle gestap sodra hulle gesien het wie hy was. Nie hoe hy gelyk het nie, want Jesus het 'n verheerlikte liggaam gehad op daai tyd. Ek hoop ons almal weet dit. Amen. En een verheerlikte liggaam van vlees en been en ons gaan nou dit ook raak lees. Maar hulle het eers gesien wie Jesus was toe hulle gesien het wie hy was. En nie wat hy gedoen het nie, maar wie hy was. En ons lees dit in Lukas 24 vers 28 tot 31. Hy sê: Daarop kom hulle naby die dorp waarin hulle op reis was en hy het gemaak of hy verder wou gaan. Dis nou Jesus. Hy het gemaak of hy verder wou aanloop. En hierdie mans, maar hulle het by hom aangedring en gesê, bly by ons, want dit is amper aand en die dag het gedaal. En hy het ingegaan om by hulle te bly, en toe hy met hulle aan die tafel was, hiersoos toe hulle eers gesien het wie Jesus was. Na 'n aksie, na hulle aksie, het Jesus 'n aksie gedoen en toe sien hulle wie hy was. Want die woord sê, nader tot my en ek tot julle. Amen? It's a two-way street, die Engelse sê ding. En toe hy met hulle aan die tafel was, toe hy klaar ingekom het, hulle hom ingenooi het, toe hulle by die tafel was, het Jesus, hulle neem hy die brood en dank, en hy breek dit, en gee dit aan hulle. En hier is die oomblik, toe is hulle oë geopen, en hulle kon hom herken, en hy het uit hulle gesig verdwyn. So, kom ons picture net gou die. Hulle stap saam met die goedheid van God, en hulle nooi hom in, en die goedheid van God breek die brood, het nagmaal met hulle. Toe gaan hulle oë oop, en sodra hulle oë oop gaan, het ons hier weg. En ons vind onsself baie plek. Ons is so onoplettend vir die goedheid van God, en die feit dat God goed is, en nie net goed doen nie, dat sodra ons dit agterkom, dan is dit te laat. Of in 'n situasie, of in 'n plek waar ons is, of in 'n seisoen, wat ook al ons dit wil noem. Sodra ons dit agterkom, dat God goedheid is, en hy alomteenwoordig is, en sy goedheid alomteenwoordig is dit te laat. Dan is ons in een of ander, ek wil sê, self-pity party, as ons dit so kan doen. Dan baie keer het ek al dit gesien, dan ons kyk die goedheid van God mis, en sodra ons dit agterkom, dan is dit te laat, in ons perspektief. Is nooit te laat vir God nie. Dan is ons kwaad vir God, omdat hy nie deurgekom het nie. Terwyl hy heeltyd daar was. En dis wat ek wil hê ons moet sien vanoggend. Eers toe hulle hom innooi, toe kon hulle die goedheid van God erken. Die goedheid van God bly klop. Hy bly by jou deur, hy bly aan jou hartskamer klop. Ons moet hom net innooi, sodat ons met hom die brood kan breek. Eers toe hulle hom innooi, toe sien hulle wie hy is, en toe verstaan hulle wie hy was. Ek dink ek sou uitgefreak gewees het as Jesus daar was, en die eerste klik sy weg, as ek soos, dan soek jy soos daai vir die remote, het jy al ooit soos die TV remote misplaas? Dan soek jy in plekke wat jy nooit gaan met die remote, nie tussen die banke, onder die vloer, jy kyk sommer in jou koskaste of hy nie daar is nie. Ek het al een keer by die swembadboks gaan kyk, want net het ek in gedagte dat by die swembadboks gaan sit. Dis net ek. Amen vir dit, ek sien nik. En ek wil daai deel vir ons gou in 2 vertalings lees. Die een is die Bybel vir almal vertaling. Hy sê, is vers 32, hy sê, die mans het vir mekaar gesê, nou weet ons hoekom ons so opgewonde was,
toe hy met ons op die pad gepraat het en vir ons alles uit die Bybel verduidelik het. Ons weet hoekom ons opgewonde was, ons het nie geweet hoekom nie, nou weet ons, maar dit moes vir ons iets gesê het. Ons was opgewonde want hy was hier, maar ons het nie geweet as hy nie. Onoplettend. Weer eens. In die Passion Translation, hy sê dit baie mooi, hy sê, vers 32, stunned, they looked at each other and said, why didn't we recognize him? Didn't our hearts burn with the flames of holy passion while we walked beside him? Jesus was nie agter hulle gestap nie, hy het langs hulle gestap, saam met hulle die pad gestap. He unveiled for us such profound revelation from the scriptures. Baie keer gebeur dit net so wat hy sê. Ons kry openbaring, maar ons sien nie die goedheid raak nie. En dan begin dit kop toe gaan. Ons kry openbaring. Nie meer die goedheid van God openbaar hierdie wonderlike goed saam met ons op die pad waar hy met ons stap nie. Maar dis eintlik 'n preek vir 'n ander dag. En net soos wat Jesus verdwyn voor hulle, net na hulle agtergekom het en begin oplet dat die goedheid van God saam met hulle was, verdwyn hy uit hulle aangesig uit en hy verskyn by die disippels. En dis in 'n oomblik. Dis nie so daar's nie tyd verbygaan nie, dis in 'n oomblik wat hy verplaas was. En Jesus verskyn aan die disippels, vers 36 tot 38, sê hy, en terwyl hulle hieroor praat, dis nou oor die feit dat Maria hulle gesê het, Jesus het opgestaan, hy's nie meer waar hy was nie. Terwyl hulle oor hierdie hele debakel praat, as ons dit so kan noem, staan Jesus self in hulle midde en sê vir hulle, vrede vir julle. Toe het hulle verskrik en baie bang geword en gemeen dat hulle 'n gees sien. Hoekom het hulle geskrik as Jesus gedoen het wat hy gesê het hy gaan doen? Jesus het gesê hy gaan opstaan na die 3de dag. Hierdie was dag 3 en hulle het klaar begin moedeloos word, terwyl hulle in die tydperk was wat God gesê het hy gaan doen wat hy gaan doen. So baie keer is ons nie net onoplettend nie, ons is ongeduldig ook. Want hierdie was dag 3. Ek sal like om te dink ek sou dit gedoen het, maar ek dink ek sou daar gesit het en gewag het tot middernag op my horlosie tot dag 3. En dan as Jesus nie verskyn het, dan sou ek dalk begin wonder het. Maar hierdie was in dag 3 en hulle het klaar begin twyfel in wat Jesus gesê het hy gaan doen. Toe verskyn Jesus by hulle en hy sê vir hulle, waarom is julle ontsteld en waarom kom daar twyfel in julle hart? Het ek nie gedoen wat ek gesê het ek gaan doen nie? Het ek nie in die tydperk wat ek gesê het ek dit gaan voltooi nie? En tog is hulle nog steeds ontsteld. En toe Jesus het opdaag, toe is hulle sommer bang ook. Volg julle? Ons is baie keer baie onoplettend vir die goedheid van God en vir wie God is. En nou Jesus opgestaan het, soos hy gesê het hy gaan, het hulle nog steeds nie geglo toe Jesus voor hulle staan nie. Hulle het Jesus gevolg vir wie hy was, net soos wat ons moet, en hulle het saam Jesus gewandel in die 3 jaar van Jesus min of meer se bediening. En hulle het in die goedheid van God gestap, en toe Jesus doen wat hy gesê het hy gaan doen, toe twyfel hulle, toe is hulle bang. En toe glo hulle nie. En toe sê Jesus vir hulle die volgende, vers 39 tot 41, hy sê, kyk na my hande en kyk na my voete, want dit is ek self. Hy sê vir hulle, voel aan my en kom kyk. Moenie net kyk nie, kom voel, kom toets dit. Want 'n gees het nie vlees en bene soos julle sien nie, dat ek het nie. En terwyl hy dit sê, wys hy sy hande vir hulle en sy voete. En hier is die ding wat ek bietjie aan moes kou. En toe hulle van blydskap nog nie kon glo nie, en hulle verwonder, sê hy vir hulle, het julle iets hier om te eet. Hoekom sal hulle van blydskap nie glo nie? Soos, dis my iets om aan te kou. Hoekom? Hy sê, hulle was so opgewonde, dat hulle nie geglo het nie. In een vertaling sê hy, ook in die Engelse vertaling, hy sê, they struggled to believe because they were so overwhelmed with joy.
So in hierdie goeie plek wat hulle self bevind, vol vreugde dat Jesus gedoen het wat hy gesê het hy gaan doen, was hulle onoplettend vir sy goedheid. En hoe baie keer vind ons onsself op 'n plek wat die Here is regtig goed vir ons en hy seën ons en hy voorsien vir ons en ons dank hom vir sy goedheid, maar ons sien nie sy goedheid nie. Ons weet dat dit gebeur, maar ons sien nie dit nie. Maak dit sin? Ons vind onsself baie op 'n plek en ongelukkig is dit meerder van die tyd wat ons sien sy goedheid net as dit goed gaan. Terwyl ons gesê het God doen nie goed nie, hy is goed. So of dit nou goed gaan of dit nou sleg gaan, God bly goed en sy goedheid is alomteenwoordig. So in hierdie plek wat hulle self bevind, vol blydskap, vol vreugde dat Jesus gedoen het wat hy gesê het hy gaan doen, sit hulle met ongeloof en twyfel. En ek ervaar net wanneer ons leer om die goedheid van God raak te sien, verander die manier hoe ons sien. Ek gaan dit weer sê. Sodra ons leer om die goedheid van God raak te sien, sodra ons leer, dit gaan nie net gebeur nie, ons moet oefen om dit raak te sien. Sodra ons leer om die goedheid van God raak te sien, verander alles wat ons sien. En uit daai veranderde plek van die goedheid van God so prominent in ons lewens gesien kan word, kan ons nog meer verander, want ons sien meer van sy goedheid raak. So dis die hele tyd 'n sirkel. Ek sien sy goedheid, ek leer om sy goedheid raak te sien, en ek verander hoe ek sien. So dit verander hoe ek sy goedheid raak sien, en dit verander hoe ek sien. So dis 'n aanhoudende proses. En ons vind onsself baie keer op 'n plek waar Josef was, in die begin, toe hy in daai put was. En ons sukkel om uit die put uit te kom, want ons sien nie sy goedheid nie. Ons sien nie sy goedheid in die feit dat my broers my verkoop nie. Ons sien nie die goedheid in die feit dat my familie regtig my behandel soos wat Josef se broers hom behandel het. Ons sien nie die goedheid in die feit dat ons swaar kry, dalk finansiëel, dalk fisies, dalk emosioneel nie. Want daar's goedheid in dit. Dit is nie net goed as ons kos op die tafel het, as ons tyd het om te doen wat ons wil doen, as ons in sy goedheid leef nie. Hy is goed in elke oomblik van elke dag. Daar's nie 'n plek, en dis die titel, deur dit alles is hy goed. Daar's nie 'n plek wat hom keer nie, daar's nie 'n tyd wat hom beperk nie, daar's niks wat hom kan limit tot sy goedheid nie. Amen? En God se goedheid kom op verskillende maniere voor. En ek wil, dit is Palm Sondag, soos pastoor genoem het. En as ons baie keer dink aan die goedheid van God, imagine ons dink aan hierdie ou met groot skouers en spiere wat soos onrealisties is, op hierdie groot, amazing perd wat op 'n pad van goud stap. Terwyl Jesus op 'n donkie in die grond op palmtakke gestap het in die stad in. Hulle het die goedheid van God verwelkom, nommer 1, en hy het op 'n donkie ingekom. Dit breek baie keer ons perspektief van wat die goedheid van God is. Dit is nie, wat is dit, sonskyn en rose, maanskyn en rose, wat is die sê ding? Sonskyn en rose. Maanskyn en rose. Ja, dit klink verkeerd as ek dit nou sê, maar dis nie altyd mooi nie. God se goedheid is nie altyd hoe ons dink dit is nie. Want hy is goed. En ons is in sy beeld geskape. So ek dink 'n deel van ons moet dit altyd kan raak sien, maar ons is onoplettend in die gemak wat ons onsself bevind in hierdie lewe. En baie keer vra ek myself die vraag, hoekom is God so goed? Ek weet God se goedheid is oral en ons almal weet dit. Maar hoekom vra ons self baie keer die vraag, hoekom gebeur goed met ander mense terwyl hoekom is hierdie ou blindgebore en hierdie ou nie? Soos wat is die punt in dit? En dan gee ons altyd die vyand die skuld. En ek kan blaai as jy wil na Johannes 9 toe. Hierso bevind 'n man homself wat blind gebore was, om op 'n plek wat hy vir Jesus vra, genees my, ek wil sien. En al wat Jesus doen is, weer eens, die goedheid lyk nie soos wat ons dink dit gaan lyk nie. Jesus vat grond, hy spoeg op die grond. Dis nie eers water nie, hy spoeg op die grond.
En hy maak modder en hy sit dit op sy oë en hy sê vir hom gaan was jou oë in die bad van Siloam. En die ou gaan doen dit en hy kan sien. En almal is soos wat het nou gebeur? Hierdie ou het letterlik in grond gespoeg en hierdie ou kan sien. En die Fariseërs het geen idee wat nou gebeur het nie. Want hulle is so vasgevang in die goedheid van God moet so lyk. In hierdie boksie sit ons die goedheid van God, want dis hoe ons wil hê dit moet lyk. En hulle vra almal, hulle vra die ou se ouers, was hierdie ou blind gebore? En hulle sê ja. En hulle vra vir die ou wat genees is, wat nou kan sien, vra die Fariseërs 2 keer of dit wat gebeur het, asof die eerste keer nie bevestiging was nie. En die Fariseërs kom op 'n plek wat hulle baie interessante vraag vra. Hy sê, en toe hy verbygaan, sien hy, dis nou Jesus, 'n man wat blind was van geboorte af. Sy disippels vra hom en sê, Rabbi, wie het gesondig? Sy disippels vra hom. Nie eers die Fariseërs nie, die mense wat saam hom geloop het, vra hom die vraag. Hoekom? Wie het gesondig? Dat hierdie man of sy ouers gesondig, dat hy blind gebore is? En Jesus antwoord hom, niemand het gesondig nie, sy ouers ook nie. Maar hoekom gebeur sulke goed? Sodat die werke van God geopenbaar kan word. Ons kan nie die vyand heeltyd die skuld gee, as ons nie God se goedheid oplet, en nou is dit die vyand se skuld nie. Ons moet kies om God se goedheid te sien in alles wat ons doen, en alles wat hy doen. En baie keer gebeur goed, sodat die glorie van God gewys kan word. Baie keer is iemand verlam, baie keer is iemand blind, baie keer sit iemand met iets, of baie keer gebeur goed, sodat die glorie van goed, die glorie van goedheid, die glorie van God, tot werking kan kom, en vir almal gesien kan word, dat almal kan getuig daarvan. Want Jesus, hy het nie net siekes genees, en dooies opgewek nie, maar hy het tafels omgegooi, in die tempel. Die goedheid van God het nie net siekes genees en dooies opgewek nie. Hy het tafels omgegooi in die tempel, in die huis van God, wat hulle mee bekend was. Het hy tafels omgegooi. Weereens, die goedheid van God lyk nie soos wat ons wil hê dit moet lyk nie, want sy goedheid hang nie van ons af nie. Die enigste ding wat ons kan bydra tot sy goedheid, is die nood vir sy goedheid. Niks anders nie. En ons is so in nood vir sy goedheid. En die Fariseërs het gekies om nie sy goedheid te sien nie. Hulle het gekies om sy goedheid te bevraagteken. Terwyl ons op die bevoorregte plek is, wat ons nie net die goedheid van God in ons het nie, maar ons kan kies om dit raak te sien. Ons hoef nie iets te doen, ons hoef nie iets te sê vir die goedheid om te manifesteer in ons lewe nie. Ons ken goedheid, ons ken God. En ons moet kies om dit raak te sien. Want hiereens, woord sy nader tot my en ek tot jou. Dit begin by ons. Ek kies om u goedheid raak te sien, dis hoekom u goedheid 'n werking in my lewe het. Want kan ek vanoggend vir jou sê, die goedheid van God beteken vir jou niks as jy dit nie kies in jou lewe nie. As jy nie kies om dit raak te sien nie. So God kan vir jou voorsien en hy kan vir jou amazing gedoen, maar die goedheid het nie 'n betekenis vir jou as jy nie kies om dit raak te sien nie. Want vir wie gaan die eer as jy nie die goedheid van God raak sien nie? In elke omstandigheid, in elke plek, in elke tyd. As ons kies om sy goedheid raak te sien, kan dit effek in ons lewens hê. Want dan verander dit die manier hoe ons sien. Nie net hoe ons sy goedheid sien nie, hoe ons sien. Alles. Elke goeie tyd, elke slegte tyd, elke tussenin tyd. Dit verander hoe ons dit sien en hoe ons dit deurgaan as ons die goedheid van God in dit raak sien. En ongelukkig is dit maar werklikheid. Daar's baie meer tye in ons lewens waar dit sleg gaan volgens ons as waar dit goed gaan. So hoekom sal God kies net om in die goeie tye homself te openbaar aan ons, sy goedheid? Hy is alomteenwoordig, sy goedheid is oral. En ons kan nie bekostig om in die put te bly waar ons nie sy goedheid raak sien nie. Josef het in die put beland, want sy broers wou hom eers doodmaak en toe verkoop hulle hom. En die feit dat sy broers hom verkoop het, was die goedheid van God. Alleenlik, niks anders nie omdat hulle oulik was nie. Nie omdat een van sy broers sy lewe wou spaar nie, omdat die goedheid van God gemanifesteer het in sy lewe, want hy het gekies om dit raak te sien. En toe uit dit uit,
is hy nie dadelik in leierskapposisie in Egipte nie. Hy was eers in die tronk, as gevolg van die goedheid van God. En hy het die goedheid van God in dit raak gesien. En hy was getrou in daai seisoen, want hy het die goedheid van God raak gesien. So, wat as ons besluit om uit die put uit te klim, want ons sien die goedheid van God raak? Nie dat om uit die put uit te klim beteken nie, jy is nie meer in 'n moeilike situasie of 'n moeilike tyd van jou lewe nie. Beteken in hierdie moeilike tyd kan die Here jou gebruik, want jy sien sy goedheid. Jy is bereid om sy goedheid te sien. En ek wil met julle 2 stories deel wat in die laaste paar weke gebeur het. Die een is, ek ken iemand wat 'n vriendin van haar WhatsApp haar heeltyd, soos boodskappe, blykbaar boodskap nie die regte woord nie, stuur vir haar heeltyd boodskappe. En wat sy heeltyd kla oor die feit, sy moet swat en sy moet leer, maar sy kry nie geleer nie, en sy voel nie die Here kom deur vir haar nie. En toe vind ek iets in myself gebeur, omdat goed nie gebeur nie, beteken nie die goedheid van God is nie daar nie. Dis baie meer werk wat dit van ons vat, om getrou te wees in die goedheid van God, as wat dit vat vir die goedheid van God, om in ons lewens in te kom. En sy bevind haarself heeltyd op die plek wat sy goed sê, soos, ek leer, maar dit voel nie die goedheid van God kom deur nie. Ek sien nie God se hand in dit nie. En as ek soos op vir die hand kyk vir God. Ons fokus heeltyd op dis hoe dit moet lyk, dis van waar dit gaan kom. Terwyl as ons 'n tree terugvat, en ons sien die goedheid van God, en vir wie hy is, ons sien hom vir wie hy is, dan gaan die manier hoe ons sien verander. En die tweede ding wat ek vir julle vertel is, ek so 'n paar weke terug is ek by 'n plek om iets te koop, en ek ken die kassier goed, so ons het gewoonlik lang gesprekke as dit daar is. En sy vertel my van een van haar kliënte wat op sy erf het hy soos 'n woonstel, en daar was 'n ou tannie wat daar gebly het. En hierdie ou tannie kom eendag so rustig na hom toe aangestap, haar kliënt nou. En sy sê vir hom, hoorie, ek het nou 'n handvol pille gedrink, ek laat weet jou net. Ek het my kinders ook laat weet. Ek kan nie aangaan nie, want ek sien nie God in my lewe nie. En toe tref dit my. Want en sy is ongelukkig oorlede as gevolg van dit. Die vyand het kom steel as gevolg van ons wat hom die geleentheid gegee het, want ons sien nie die goedheid van God raak nie. En die vyand is nie so oulik soos wat ons dink hy is nie, so slink soos wat hy dink hy is nie. Ek gaan nou baie paraphrase, maar daar's 'n stuk in die woord wat praat van dat as ons eendag gaan sien wie ons verlei het, wie ons geflous het, gaan ons die vraag vra, is dit hierdie ding, is dit hy? Ons gee way te veel krediet vir die vyand. En ons gee vir hom verskriklik baie geleenthede om in ons lewens 'n werking te hê. Want kan ek vir jou sê wat gebeur, as ons die goedheid van God kies om raak te sien, dan sien ons die inwerking op ons lewens. As ons onoplettend is vir die goedheid van God, dan sien ons die inwerking van die vyand. Daar's nie 'n tussenin nie. Of ek sien die goedheid van God raak, wie hy is, dat dit nie iets is wat hy doen nie, dis iets wat hy is. God is goedheid, en goedheid is God. As ons nie kies om dit raak te sien nie, dan kies ons om 'n deur vir die vyand oop te maak, om in ons lewens 'n werking te hê. Soos, ek sien nie die hand van die Here in my lewe nie. En dan lei dit tot ongelukkige tannie wat pille gedrink het, want sy kan nie meer aangaan nie. En hoe baie keer in ons lewens, imagine net hoe baie situasies, hoe baie gevalle in ons lewens kon anders uitgedraai het, as ons gekies het om sy goedheid raak te gesien het in dit. En met dit wil ek ons regtig kom bemoedig vandag, dat dit kan net opgaan van hier af. En wat ek daarmee bedoel is, van hier af kan ons net besluit om God se goedheid raak te sien. Ons kan dit nie minder raak sien as wat ons doen nie, want ons as mense is klaar bietjie onoplettend op sy eie vir dit. Want God se goedheid is van die blommetjies in die veld wat water kry, tot hierdie massive deurbraak in ons lewens, tot mense wat genees word, tot iemand wat letterlik 'n brood kry
In dit is God se goedheid. God se goedheid is oral. En ek hamer op dit, want ons moet dit begin kies as gevolg van die feit dat ons begin oplet vir dit. Amen? Amen. So as Jesus op 'n donkie en palmtakke aankom in jou lewe in. En as Jesus die goedheid van God in jou lewe 'n verskynsel maak op 'n manier wat ons nie verwag nie, moet ons bereid wees om dit in te nooi. Want wat ons hier gesien het is, die goedheid van God kon eers 'n inwerking hê toe ons dit ingenooi het. Toe die mans Jesus ingenooi het, kon hulle eers die inwerking van dit sien. Toe is hulle oë geopen. En dit is regtig my bemoediging vanoggend. Dat ons die goedheid van God sal kies, nie net verwag dit gaan gebeur nie, om te leer om die goedheid van God raak te sien. In alles, deur dit als. Want deur dit als is God goed. Amen. En so kom ek bid vir ons. Vader, dankie dat U goedheid is, Here, en U is nie God omdat U goed doen nie, U doen goed, en uit U vloei goedheid, want U is God. En Here, dit verander nooit nie, en dit herinner my aan 'n liedjie wat sê, dit word nooit oud om heilig, heilig te sing nie, en it never gets old to sing you're worthy and you're holy. En Here, mag ons in elke situasie, elke tyd wat ons onsself in ons lewens bevind, mag ons deur dit alles U goedheid kies om raak te sien. Vader, sodat U voluit in ons lewens en wat U vir ons het en beplan tot vervulling sal kom. In Jesus naam. Amen. Amen.